Julle weet nou ons tema kom uit Romeine uit, die krag van die evangelie, en dis geneem uit die, as het ware, die thesis of die stelreël wat Paulus reg aan die begin van die Romeine brief stel oor waarom hy skryf en wat hy wil uitpak in die 16 hoofstukke. Ons lees saam vanaf vers 16. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Want daarom geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus, soos daar geskryf staan, die regverdige op grond van geloof sal leef. Amen. Ek vind dit is hierdie God wat elkeen van ons vrygespreek het, regverdig verklaar het, wat ook vandaan vir jou groet met die woorde, genade en vrede vir jou. Vriende, soos goeie gereformeerdes, kom ons 'n bietjie hersiening van hoe ons hier gekom. Ons het Sondag begin by die gedagte dat die Gees van God in 'n plek soos Rome 'n geloofsgemeenskap na vore gebring het, wat bestaan het uit mense uit 'n verskeidenheid van agtergronde. Van hulle was gesiene mense gewees, van hulle was minder gesiene mense gewees, besonder baie van hulle was vroue gewees. En ons het gesien hoe dat Paulus uitgelig het, hoe elkeen van hulle verskillende rolle vervul. Ook met die vrouens het ons by stil gestaan. Van hulle was as 'n ma vir hom, van hulle was medewerkers, van hulle was apostels gewees, van hulle was diakens gewees. Een van hulle is die briefaflewerer wat die brief verduidelik. En die gedagte is dat God nog steeds dit doen, dat hy geloofsgemeenskappe reg oor die wêreld soos julle by mekaar roep, van mense met verskillende agtergronde, verskillende gawes en talente, en dat ons plaas op bepaalde plekke om die koninkryk van God te bring. En die een voorbeeld wat ons gebruik het, is die voorbeeld van Natalia Dimitrik. Dit is die vrou wat het getolk het in Oekraïne. Veilige vrou lyk sy, dit is Natania. En julle sien daar regse afbeelding van die geweldige skare wat uitgekom het, toe sy hulle via die dowes opgeroep het om te kom staan in protes teen die verkiesing wat skeef geloop het. So ons sê die krag van die evangelie het hierdie ongelooflike vermoë om gemeenskappe bymekaar te roep, wat nie normaalweg ontstaan in samelewings nie. Gisteraand het ons stilgestaan by die gedagte dat een van die groot insigte wat Paulus gehad het, is dat wanneer die Ou Testament en die evangelies praat oor geregtigheid as iets wat 'n eienskap van God is, dat God is in al die gode die morele God is, die God wat in sy wese bepaal wat reg en verkeerd is, wat deur sy wet uitgespel het wat sy wil is, wat regverdig is, en wat vir ons eis om regverdig te leef. Dat Paulus gesê het, is nie net so dat God regverdig is nie, en van ons regverdigheid vereis nie, hy skenk dit ook aan ons deur sy seun. Hy verklaar ons regverdig. 'n Ander manier om te sê is, hy spreek ons vry van ons ongeregtighede, en daardeur kry ons 'n nuwe status. Ons is nie soos mense wat uit 'n hofsaak gekom het, waar daar eintlik 'n mistasting van die gereg was nie. Ons is totaal nuut getransformeer. Daar's 'n nuwe status aan ons toegesê. Ons is geregverdig, en ons taak is om in die geloof daarop te vertrou. As ek nog 'n beeld kan gebruik daarvoor, dit is eintlik 'n skrikwekkende gedagte, maar julle weet dit seker, maar as predikant het ek via die staat die reg, ek kan 'n man en 'n vrou vat, en ek kan voor my staan, en as ek vir hulle vra of julle man en vrou wees, dan kan ek hulle man en vrou verklaar. Ek sê, julle is man en vrou. En as ek hulle daar verklaar dat is hulle wat hulle nog nie was voor die tyd nie. Voor die tyd was hulle net twee mense wat baie van mekaar gehou het, of hopelik baie van mekaar gehou het. Maar as ek met hulle klaar gepraat het, dan is hulle man en vrou, hulle het 'n nuwe status. Ek verklaar dit aan hulle. Hulle het niets gedoen nie, hulle het net gesê hulle wil wees. Ek verklaar hulle dit. Maar dan moet hulle daarop vertrou dat ek hulle regtig getrou het. Dat ek die papierwerk gedoen het, geïnhandig het by binnelandse sake, en dat hulle nou getroud is. Hulle behoort so te lewe. Hulle behoort nie weer te trou nie, want dan gaan hulle ontdek op die register, hulle is reeds getroud. Hulle moet vertrou in wat ek aan hulle toegesê het. So dis wat geloof is. Ons moet vertrou wat God aan ons toegesê het, en daarvolgens te lewe. Ons trou nie onsself nie, ons verklaar nie onsself geregverdig nie, ons ontvang dit en ons leef daaruit. Vanaand gaan ons nog 'n bietjie verder in Paulus se argument in. Julle weet nou die brief begin wat hy sê, van wie kom die brief, en aan wie skryf hy? Hy dank die Here wat hy hoor van hulle. Ons het daai gedeelte 13 tot 17, dis ons fotum, wat praat oor dat hy nie skaam is vir die evangelie nie, maar te krag van die evangelie is nie. En dan vir 3 hoofstukke verduidelik hy vir hulle
almal is verlore. Almal is ver van God af, almal het gesondig, niemand is regverdig nie. En dan het nou gisteraand stilgestaan by die gedeelte daarvan in Hoofstuk 3, waar Paulus gesê het, die goeie nuus is, dat God ons deur Christus vrygespreek het, regverdig verklaar het. Ons gaan nou 'n bietjie verder aan in die deel wat gaan van hoofstuk 5 tot 8. En die 2020 vertaling sê, dis 'n gedeelte wat handel, wat sê, as vrygespreek is ons nuwe mense. En ek het vir julle gesê, die Nuwe Afrikaanse vertaling vertaal baie keer regverdig verklaar ook met vrygespreek. Dis dieselfde gedagte. Ons as regverdiges is nou nuwe mense. En die vraag is of ons regtig verstaan wat dit beteken. Dis waar ons vanaand te stil staan. Maar voordat ons saam lees uit die woord uit, kom ons by geloofde. Here, dit is vir ons goed om met mekaar te wees. Here, daar gebeur iets in ons harte wanneer ons wat u geloofsfamilie is, Here, by mekaar kom en ons gedeelde geloof in u mekaar vier, ons aanbidding van u saam uitsing, Here, saam bid en saam in aanbidding voor u kom. En Here, wanneer ons ook saam onder die klank van u woord kom, dan is dit so deur die eeue dat daar iets met ons gebeur. Here, wat u aan u kerk beloof het, naamlik dat u gees en dat u woord en dat u liggaam as die kerk, Here, op 'n baie besondere manier ons opbou in ons geloof. En daarom bid ons ook, Here, dat dit wat oor 2000 jaar uitgespeel het in die geskiedenis, ook vanaand in ons midde sal uitspeel. Here, mag ons die krag van die evangelie in ons lewens beleef en mag ons regtig leef soos nuwe mense. Amen. Vriende, in die voorafgaande gedeelte, dit lyk my hy sny van hierdie skyfie af. Ek weet nie of dit nou my eie skyfie is, as dit so 'n bietjie trietsig is nie, maar ons gaan net met kyk of ons gaan hom van hier vooraf moet lees, ek het hom mooi opvang hierso. In die vorige hoofstuk, nadat Paulus nou gepraat het oor dat ons regverdig verklaar het, praat hy as het ware met homself. Die Romeinebrief het 'n moeilike kant aan hom, dat Paulus soms klink asof hy met 'n regte persoon argumenteer, soms klink dit soos 'n denkbeeldige argument wat hy maak, soms antisipeer hy net vrae wat mense vra, en soms kon dit werklike vrae gewees het, dat hy daar al gehoor het, wanneer hy hierdie goed vir mense verduidelik het. So, in hoofstuk 5 daarby van vers 20 af, sê hy, as jy nou vir mense sê, God het jou regverdig verklaar, en jy is uit genade gered, en jy kan niks doen om jouself te red nie, en jy hoef nie, want jy is reeds gered, en dat die genade, as het ware, die sonde oorrompel het, en uitgewis het, dan is daar altyd een of twee ouens, wat sê, jong, as dit nou so is, dat die Here uit sy genade uit sonde nietig verklaar het, dan moet ek eintlik aanhou sondig. Want hoe meer ek sondig, hoe meer moet God genade betoon. En hoe meer God genade betoon, hoe is nou 'n goeie ding, nee? Ek gee vir God die geleentheid om meer en meer genade in die wêreld in te bring. So wat ek nou eintlik kan doen, is ek het nou 'n vrypas om te gaan leef soos ek wil leef. Want die Here gee tog genade as ek sondig. So eintlik is sonde nou amper 'n goeie ding, want dit gee God kans om sy genade te betoon. En dan kom hy in hoofstuk 6, en daar's plekke wat Paulus homself baie sterk uitspreek oor hierdie tipe van gekkerny, en hierdie is een van hulle. Hy sê in vers 1, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, sodat die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons langer daarin bly leef? Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Nou vriende, julle gaan 'n paar gedagtes hier sien, en ek het hulle so 'n bietjie in kleur toon, ek weet nie hoe helder dit op julle skerm is nie, maar Paulus maak 'n baie sterk kontras oor hoe ons was, ons sondige natuur, oor die feit dat ons eintlik uitgelewer was aan die dood, en hoe ons saam met Christus gesterf het, en dan hoe ons 'n nuwe lewe kry. Die argument wat hy eintlik maak is, ons het saam met Christus gesterf, en saam met Christus opgestaan. En die plek wat dit gebeur het, is by die doop. Hy sê in vers 4, die doop is ons te saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader in die dood opgewek is, so ook ons 'n nuwe lewe sal lei.
Nou, ek weet nie van julle nie, maar die ou dae, die ou mense die gebruik gehad om solank hulle grafstene reg te kry vir die onvermydelike. En dat hulle nou baie keer, stap 'n bietjie morbied, maar dit aan al hulle geboortedatum ingekap, net so plekkie gelos, nee, vir die vir die sterfdatum. Paulus sê hy kan eintlik help met die sterfdatum, want hulle het saam met Christus gesterf. Hulle het saam met Christus gesterf. En hulle is reeds dood. Maar die goeie nuus is, hulle het ook reeds opgestaan uit die dood. Julle sal sien, hy maak 'n hele stukkie melding oor die opstanding uit die dood. Ons lees weer vers 4. Dat die doop is ons saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader in die dood opgewek is, so ook ons 'n nuwe lewe sal lei. As ons inderdaad met hom saamgegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde kan wees nie. Hy gebruik hier 'n klomp beelde, hy gebruik hier ou mens van sonde, hy praat van ons sondige bestaan, hy praat van toe ons slawe van die sonde was. En hy sê, dit is wat ons was, voordat ons gesterf het. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Ons weet dat Christus na die dood opgewek het, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie. Want die dood het hy gesterf het, het hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf. Want die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julle self dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. So vriende, ek het julle reg in die begin gewaarsku en gesê dat Paulus 'n hoogsgeleerde man was, 'n formidabele intellek gehad het, en dat hy diep insigte ontwikkel het in gedagtes wat vandag vir ons onderliggend aan ons geloof is. Ons het gister gepraat oor sy nadenke oor die gedagte van geregtigheid. Hoe kan 'n geregverdige God sondaars vryspreek sonder om daardeur as 'n onregverdige God oor te kom? In hierdie gedeelte gaan hy en hy dink na oor die betekenis van die doop. En ek weet in baie van ons koppe is die doop doodgewoon die vervanging van die besnydenis, bedoelende alles wat in die Ou Testament aan die besnydenis gekoppel is, word aan ons gekoppel deur die doop. Daarom doop en besny ons nie, ons doop net. En daardie sê ons baie keer vir mekaar as 'n kind in doop bring, dis 'n viering van die verbond wat God reeds met Abraham gesluit het, en al die verbondsbeloftes wat aan Abraham gemaak word, vier ons, want God kom herbevestig dit as dit ware vir ons by die doop van hierdie kind. Wanneer Paulus oor die doop dink, dan is dit so dat hy een van die sterk leiers wat gesê het, is nie nodig om heidene, Grieke soos ons, te besny en te doop nie, jy hoef hulle net te doop. Maar hy kom ook by die punt wat hy wil sê, daar's aspekte van die doop wat ons moet vashou, wat wys na Christus, wat ons as Christene glo van die doop, wat die Jode nie glo van die besnydenis nie. Daar's 'n dieper en 'n ryker betekenis aan die doop, as wat daar is net aan die besnydenis. En een van hierdie ongelooflike dieper betekenisse, is dat op 'n baie besondere manier, is ons nou saamgegroei, verenig met Christus. Ons is deur ons doop in hom as het ware ingedoop. Deur is in sy dood, maar ook in sy opstanding. Hierdie gedagte dat ons in Christus is, dat ons in Christus ingedoop is, dat ons as het ware nou saamgroei, sê die 2020 vertaling, maar dat ons verweef is op 'n manier, vanuit God se perspektief met Christus, is 'n gedagte wat baie moeilik is om te verduidelik. Julle is in 'n baie besondere bevoorregte posisie, want die persoon wat die boek hier geskryf in Afrikaans, Koenie, is in julle midde. En hy het 'n uitstekende boek daaroor as julle meer hieroor wil weet. Maar vriende, dis 'n aspek wat ek dink ons baie keer in ons eie geloofslewe nie altyd lekker verstaan en baie van maak nie. Omdat ons gesterf het saam met Christus, het ons ook saam opgestaan met Christus.
Om die betekenis hiervan te verstaan, moet ons regtig mooi dink oor hoe Paulus skryf oor die dood en die opstanding en ons lewens wat ons vandag het. Die Britse Nuwe Testamenticus Tom Wright skryf 'n gedeelte oor wat maak die Christelike geloof uniek. Trouwens, hy sê eintlik, wat maak die Christelike hoop anders as enige ander hoop? En dit gaan so 'n bietjie terug na die vraag wat ons Sondag gevra het. Hoe sou iemand saam met Febe en Urbanus en al die ander mense in Rome vergader? Wat ons gister nog gepraat het, as jy uit 30.000 gode kon kies, hoe sou jy kies om ergens in 'n woonkamer te vergader saam met mense wat nie 'n tempel of priesters of standbeelde het nie? En dit gaan oor hierdie unieke Christelike hoop oor die opstanding uit die dood. So, kom ek verduidelik vir julle in die hand van Wright. Wright sê, wat ons nou tans beleef, kan ons noem die lewe. Dis 'n liggaamlike bestaan. As jou liggaam die gees gee, is jy nie meer met ons nie. So as jy kan nie jou liggaam by die huis los en 'n paar goed gaan doen nie, jy is 'n beliggaamde mens. Wat met jou liggaam gebeur, raak jou. Ons dink nie aan dit self vir onsself nie, maar dis een van die prosesse van oud word jy daaraan herinner, jy is niemand anders as jou liggaam nie. Jy praat nie oor jou liggaam nie, jy is jou liggaam. En hoe word jy geanimeer? Jy word deur jou eie gees geanimeer. As iemand jou hart raak kry en jou gees verlaag uit jou lyf, dan is jy moorddood. En jy met jou liggaam is volledig deel van hierdie skepping. Goed wat hoenders kan eet, kan jy ook eet. As 'n koei koud kry, kan jy ook koud kry. Ons is nie uit hierdie skepping uit nie, ons is skepsels in hierdie skepping. Dis die lewe wat ons ken. Ons is waarskynlik egter die enigste van al die skepsels wat bewus is van die dood. Daar's bespiegeling oor olifante, maar ek hoop nie hulle weet van die dood nie. Maar ons ken die dood. Maar ons weet letterlik dat elke dag wat ons leef, is ons nader aan die dood. Dit kan nogal 'n mens jou eie lewe 'n bietjie donker maak. So, ons het 'n geloof wat sê dat as jy tot sterwe kom, is daar lewe na die dood. Dit word verskillend geartikuleer deur mense, en die belangrike ding wat Wright uitwys is om te sê, dit was nie 'n algemene gedagte, sê maar in die Grieks-Romeinse wêreld gewees nie, maar daar was ander mense wat wel 'n bietjie van so 'n gedagte gehad het. En die gedagte is gewoonlik die volgende: as jy nou tot sterwe kom, dan is jou liggaam hierso, ons kan hom sien, daar ontbind hy, of daar brand hy, of iets eet hom. Maar ons glo jou siel is by God, of jou gees is by God. Jy kan verskillende woorde daarby gebruik. En van daai oomblik af, het jy nie 'n fisiese beliggaamde bestaan nie, net jou gees of jou siel is by God. Ons kry ietsie van wanneer Jesus aan die kruis sterf, en sy siel oorgee aan sy Vader, en sterf, sy liggaam bly aan die kruis, en sy siel is by God. Wright sê, daar is verskillende beelde hiervoor in die Bybel vir hierdie toestand. Jy kan sê, aan die kruis sê Jesus vir die persoon wat saam nog gekruisig word in Lukas Evangelie, Lukas 24, wanneer hy van vra, dink aan my, dan sê hy van, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Wat waarskynlik bedoel, vandag nog sal jou siel saam met my in die paradys wees. Al hang ons liggame hier aan die kruis. En jou liggaam is aan die normale prosesse van verweer onderworpe. Maar nou sê Wright, die interessante van die Christelike geloof is, die Christelike geloof ontstaan nie aan die voet van die kruis, wanneer die disippels mekaar sê, dit is nou so, daar is Jesus se kruis, Josef van Arimatea en die vroue sal vir die liggaam sorg. Die goeie nuus is egter dat Jesus se siel, sy gees is by God nie. Kom ons loof die Here daaroor, en ons begin 'n nuwe geloof wat vir mense sê, jou siel leef voort na die dood. Hulle gaan huis toe erg bedroef. Selfs in die Grieks-Romeinse wêreld, wanneer mense glo dat sekere siele gaan af na Hades toe of na die onderwêreld toe, en jy loop die siele daar raak, dan kerm hulle geweldig. Hulle siel is ongelukkig, letterlik. Want hulle is nie beliggaam nie, hulle kan nie proe nie, hulle kan nie eet nie, hulle kan nie goed doen nie. Hulle kerm en kla basies net. Dit is 'n lewe na die dood, maar dit is nie 'n lewe in hulle verstaan wat vreugdevol is nie. In die Nuwe Testament is paradys, dis 'n leenwoord uit Iran uit wat sê dis 'n ommuurde tuin in 'n woestyn, 'n plek van rus en perfeksie. Ons kry in Openbaring die gedagte dat die martelare is onder die troon van God, 'n beeld om te sê
dat na jou dood is jou siel veilig by God. Ek het 'n vermoede dit bring vir ons 'n mate van troos, en ek het al baie begrafnispreke gehoor wat net hier eindig, wat sê, jy weet, ouma is nou dood, maar haar siel is nou by God, haar lyding is tot 'n einde, dit is, weet, ons is dankbaar hiervoor. En dis mos nou waar, maar Wright sê, dis nie waar die Christelike geloof uniek is nie. Want die Christelike geloof is 'n opstandingsgeloof. Dit glo in die liggaamlike opstanding, wat ons sien in Christus. Die Christus wat opstaan met 'n verheerlikte liggaam op die derde dag. Dit is die ontbrandingspunt van die Christelike geloof. En daarom sê Wright, ons het vanaand hier by mekaar is, glo in lewe na die dood, maar ons glo ook in lewe na die dood. Ek gaan dit weer stadig sê. Ons glo in lewe na die dood. As iemand nou te sterwe kom, is hulle siel veilig by God. Maar ons glo ook in die opstanding van die vlees. Ons bely dit elke keer wanneer ons die apostoliese geloofsbelijdenis saam met die gelowiges deur die eeue opsê. Ek glo in die opstanding van die vlees. Paulus sê, dis nie net Christus wat uit die dood opgestaan het nie, almal van ons sal opstaan uit die dood. Hy is nie die enigste nie, hy is die eerste. Sy dood waarborg ook ons opstanding uit die dood. En dan is ons klaar met die dood. En ons is klaar met ellende. Ons is soos Lazarus, wat net tydelik opgewek is en weer dood is. Lazarus bly nie in 'n meentuis in Jerusalem nie, hy is later weer dood. Maar Christus was klaar met die dood gewees. Hy het 'n verheerlikte liggaam. Wanneer ons opstaan uit die dood, is dit nie ons siel wat onsterflik is nie, maar ons verheerlikte liggaam wat geanimeer word, lewendig gemaak word deur die Gees van God self. Dit sê Paulus, is ons diepste hoop. Ons glo in lewe na die dood en lewe na die dood. Trouwens, ons glo dat wat God vir Jesus gedoen het, hy vir ons sal doen en vir alles. Vir die ganse skepping. Met ander woorde, ons toekomsverwagting is nie net, baie keer sien mense nog dit in Hollywood, né? Die ou kom nou in die hemel en hy en 'n paar vriende is daar, hulle almal dra wit en daar's niks. Weet, niks. Hierna kan ou dalk nog sing, maar daar's niks, weet, dit is net wit. God red ons nie van die skepping nie. Hy red ons saam met die skepping. Gaan lees my Kolossense 1. Die hele skepping is verlos deur Christus. Ons diepste geloof is dat wat God vir Jesus gedoen het, hy vir ons sal doen en vir die hele skepping. Alles sal nuut gemaak word. Dit sê Paulus is waar vir alle gelowiges. En dit sê baie geleerdes soos Tom Wright, is hoekom Urbanus, Aristoteles, Rufus, Phoebe, Maria, Persis in 'n bokamer in Rome sit. Hulle het iets gehoor wat hulle harte aangryp op 'n manier wat niks anders in hulle wêreld gedoen het. Dit is die unieke Christelike hoop. En dan vra Wright, en dis eintlik die vraag waarop ons nou afstuur en ons daarby begin, by Romeine 6. As jy glo in lewe na die dood, en as jy glo in lewe na die dood, hierdie verheerlikte lewe, hoe lewe jy voor lewe na die dood, Hoe lewe jy nou? Want hy sê, as jy nou glo, daar is net lewe na die dood, en wanneer jou gees gaan by God wees, dan kan jy hierdie plek maar verniel. Jy kan die verhoudings van hierdie plek maar verniel. Jy kan maar eintlik met hierdie plek leef, asof dit van geen waarde is nie. Ek het eendag in Amerika in 'n bus agter 'n kar gery, en agter die kar was daar so 'n bumper sticker wat gesê het, dis nou in Texas, a drill baby drill, it's gonna burn anyway. En dan van jy kan maar vir olie boor, jy kan maar te kere gaan, alles gaan tot niet gaan. God het geen erg in sy skepping, hy wil net ons siel red. Wright sê, dis 'n ongelooflike verskraalde siening van die verkondiging van die evangelie. Dis 'n onderskatting van die krag van die evangelie. Met respek gesê, as God net ons siele kon red en niks anders nie, dan verklaar ons eintlik die skepping tot die probleem en die sonde nie. Want dan red God ons van die skepping. Paulus sê vir ons, hy red ons van die sonde. Dis 'n geweldige belangrike ding om te verstaan. En dit sou half droewig wees as na alles gesê en gedoen is, God sy eie seun gegee het as 'n versoeningsoffer, as al wat hy kon red is ons siele. Paulus sê hy red alles, hy maak alles nuut. Romeine 8, die hele skepping wag hiervoor, dat dit in vervulling sal gaan dat God alles nuut maak. So hoe leef ons voor ons dood? Hoe leef ons voor lewe na die dood?
ons leef soos nuwe mense. Dis wat Paulus in die gedeelte gesê. Ek het is nog die versoeking om weer die gedeelte met julle saam te lees, maar lees dit rustig by die huis deur. Hy het 'n hele paar plekke waar hy sê, ek gaan maar begin met die eerste vers. Wat sal ons sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, sodat die genade kan toeneem? Hy praat van ons begeertes, hy praat van ons ou sondige natuur, hy praat van 'n klomp goed. En dan sê hy 'n baie belangrike ding, hy sê, as ons gesterf het saam met Christus, dan het ons reeds vir daai dinge gesterf. En ons het nie net saam met Christus gesterf nie, ons het reeds opgestaan. Nie eendag nie, ons het reeds. Die vraag is, glo ons dit? My ouma, my een ouma, Skoombi, wat ek altyd sê, 'n leidinggewende rol in my eie geloof gespeel het by ons gebly toe ek 'n kind was. So ek het die voorreg gehad om eintlik saam daar groot te word. En dan gaan ons Sondag kerk toe, en in daai dae het jy nog die 10 gebooie opgesê, en dat jy na jou skuldbelydenis gesing. En toe ek nou so 8 was, en so 'n bietjie verstand begin kry, het ek eendag by die huis vir haar gevra, watter een? Weet bedoelende, watter een van daai gebooie het sy net die vorige week oortree? Ek dink ek het geweet dat egpreek is nie, maar ek het nou 'n vermoede gehad wat steel en moord en daai goed was. Dan het ek vir ouma gevra, weet watter een? En dan het my so op my snaaks aangekyk en so 'n bietjie gedink oor die saak. En dan sê hy gesê, jong, sy het nou nie eintlik moord gepleeg nie, sy het die Sabbat gehou, sy het nie egpreek gepleeg nie. Haar ouers is dood, sy kan hulle nie eer nie. Sy begeer eintlik nie aanhou so goed nie. Maar as jy dink jy het nie sonde nie, dan is dit hoogmoed, en hoogmoed is sonde. Ja, dit was al verstaan goed. Ek dink, dat my ouma was reg op 'n manier geweest, maar sy het iets gemis, en ek wil vanaand dit vir julle illustreer. En ek het net gevra, is jy 'n Werner? Ja, ek kan nie die koerie ding nie, maar 'n Werner. Okay, so kom ek doen hierdie denk-eksperiment met julle. Ons het 2 persone. Een is Dawid, né, die ou wat die psalms geskryf het, en Batseba ontmoet het, en ons het Werner. So Werner bly hier in 'n meentuis in Gordons Bay, en ons het vir Dawid 3000 jaar terug. Die vraag is, gegeewe waar ons is in die heilsplan van God. Ons is aan die ander kant die kruis, ons is aan die ander kant die opstanding, ons is aan die ander kant die uitstorting van die Heilige Gees. Julle ken nou die storie van Dawid, nee, wat nie gaan oorlog maak het nie, en die dak van sy paleis geklim het, en vir Batseba gesien het, en 'n bietjie oorgenooi het, in die tragiese geskiedenis wat uitspeel daarna, né? Maar kom ons vat nou vir Werner. Werner, weet sy, die wind waai sy skottel skeef, en hy klim op sy meentuis se dak om hom reg te draai, en hy sien sy buurvrou in die jacuzzi. Dis ek ook gevra, né? En Werner dink, hy moet daar 'n bietjie oornooi, jy weet, vir 'n bier of drink, soos hulle sê, jy weet, tipe van. Nou is die vraag, en dit is 'n teologiese vraag, wie van die 2, Dawid, die koning van die Jode, wat psalms geskryf het, wat in die Bybel is, of Werner, het die beter kans om nie te sondig nie? Of het hulle gelyke kans? As ek hierdie op belydenisklas en studente uittoets, dan speel hulle veilig, hulle kies of vir Dawid wat die beter kans het, maar die geskiedenis tel teen hom, of hulle sê hulle het 'n gelyke kans. Paulus sou hier in vers 1 wou sê, wat sal ons dan sê? Sal ons nie sonde bly voortleef sodat die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Paulus sou sê, die verskil tussen jou, kom ons praat nou van Werner, maar ook vir ons, Werner en Dawid is, Dawid se sondige natuur was nie gekruisig geweest nie. Dawid het nie saam met Christus gesterf en opgestaan nie. Dawid is nie bevry van die greep van die sonde nie. Dawid is nie bevry van al die onsigbare magte waarvan Paulus skryf nie. Werner is, want Werner leef aan die kant die kruis en die opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees. Die evangelieskrywers sal op aarde goed op byvoeg. Hulle sal sê, die duiwel is uit die hemel gegooi, hy lê op aarde, hardloop hier rond, 'n brullende leeu. Hy is ingeperk. Dat 'n paar goed gebeur, wat tussen ons en Dawid lê, wat God gedoen het, wat 'n mens tog sou verwag, dat Werner rustig van sy dak sal afklim en sy TV-program klaar kyk, en dat dit moontlik is om dit te doen.
Paulus sê nie mense sondig nooit nie. Paulus dink nie mense struikel nooit nie. Hy is egter verras as hulle dit doen. Dis nie vir hom 'n verstekposisie dat ons altyd die verkeerde doen nie. Ons gaan nog daarop stil staan. Paulus se innerlike worsteling wanneer hy sê ek wil die goeie doen, maar doen soms die slegte. Maar Paulus wil 'n baie sterk saak daarvoor uitmaak. Dat as jy reeds saam met Christus gesterf het en reeds saam met Christus opgestaan het en jou sondige aard reeds gekruisig is saam met hom, reeds doodgemaak is en jy reeds bevry is van die greep van die sonde, jy reeds voor jou dood soos 'n nuwe mens leef. Ons is geneig om die volledige herstel van ons aan te skuif na lewe na die dood of lewe na die dood. Paulus sê dis in hierdie lewe. Jy moet nou reeds leef soos 'n nuwe mens. Want vriende, as ons dit nie doen nie, dan sê ons eintlik dat die eerste koms van Christus 'n goeie poging was met respek, maar dat dit niks bereik het nie. Jy moet weer kom, jy moet weer probeer. Paulus dink die eerste koms van Christus het dinge fundamenteel verander. Ons is regverdig verklaar en daarom moet ons nou so leef. As ek 'n paartjie getroud verklaar, dan verwag ek hulle moet leef soos getroud is. En nie rondloop en sê, wat nou? Daarom moet ons diep nadink oor ons lewens. Ek gaan terug na my ouma toe. My ouma het baie graag saam met ons Monopoly gespeel. En sy het ons uitgeroei, totaal uitgeroei in Monopoly. Ek het baie laat ontdek dat toe ek eendag self die bank was, dat die vrome vrou wat die bank elke keer was, want sy het kon tel en ons nie, het ons bedrieg dat sy by die bank gesteel het. En toe eendag, toe is ek die bank en toe ruïneer ek my ouma volledig. Baie jare later het ek ontdek dat Monopoly eintlik 'n baie interessante spel is, want jy moet mens nou oor gaan dink, dis die mees onchristelike spel wat nog ooit ontdek is, né? Jou gedagte is, jy speel saam met mense, en die doel van die spel is, jy moet alles besit, en hulle moet almal bankrot wees. Ja, ek weet, ons is altyd bekommerd oor wat se video's kinders kyk, en wat se speletjies hulle speel. Monopoly is waarskynlik die mees onchristelike ding, wat nog ooit uitgedink is. Die interessante is, daar lê 'n storie agter Monopoly, en dis eintlik 'n tragiese storie, want Monopoly is uitgedink deur 'n vrou, met die naam van Elizabeth Magie, in 1903. Maar haar spel het ander reëls gehad. Maggie het besluit, sy wil 'n spel skep wat vir mense wys hoe onregverdig die lewe is. As daar nie gesonde belasting en herverdeling van welvaart is. Dat as dit nie gebeur nie, dan raak mense bankrot. Sy het eintlik al met 'n vorm van geloofsoortuiging gedoen, dat mense hierdie spel moet speel op 'n manier dat dit regverdig is, en dat hulle leer hoe om regverdig op te tree. Toe steel 'n paar mans dit by haar. Gee nie vir haar sent nie, en hulle verander die reëls, sodat as jy hom speel, dan raak almal bankrot. En wie hoe lekker speel mense hierdie spel? Paulus sal sê, ongenaamd nie. As jy 'n nuwe mens is, as jy reeds saam met Christus gesterf en opgestaan het, kan jy nie jou lewe inrig volgens die spelreëls van Monopoly, waar almal verloor en jy wen nie. Dan moet jy anders te kyk na die wêreld. Dan moet jy soos Maggie na die wêreld kyk en sê, jy moet reëls kry wat mense toelaat om 'n goeie lewe te lei. Nie eendag na die dood, maar nou reeds. Want in God se koninkryk is lewe voor die dood, lewe na die dood, en lewe na die dood 'n kontinuum. Hulle is nie verskillende goed met verskillende reëls en verskillende gedagtegange nie. Hulle is een ding, hulle is God se koninkryk. Daarom moet ons baie mooi vir onsself afvra, stel ons onsself beskikking tot God. Die vers 13. Is ons ledemate wapens van geregtigheid tot beskikking van God? En met ledemate kan jy alles ding wat jy kan doen, met jou hande, met jou verstand, met jou woorde. Is ons regtig besig om te leef soos mense wat onsself tot beskikking van God stel, of hou ons van die reëls van Monopoly? Maak ons asof Christus nooit gesterf en opgestaan het, en die Gees nooit uitgestort is. Dink ons dat as ons sonde doen, ons gee vir God kans om meer genade te betoon, of ontdek ons dat ons die sonde nie net kan herken nie, ons kan dit deur God se Gees beveg, en ons kan daaruit loskom. Ons kan die regte ding doen. Ons is nie uitgelewer meer aan die sonde nie. Paulus sê, ons is nie meer slawe van die sonde nie. Ons is nou kinders van God. Ek sluit af, want dan gebeur merkwaardige dinge, as die kerk dit besef.
Ons kry baie keer kritiek teen die kerk, is baie lekker om kritiek teen die kerk te lewer, en wat mense buite nie weet nie, is binne het ons nog meer kritiek oor onsself. Maar daar is tye in die geskiedenis wat mense net wil sê, weet jy, hier breek die koninkryk deur, hier breek 'n klomp mense deur wat net verstaan dat jy in die lewe voor die dood ook anders moet leef. Ek wil graag vir julle die verhaal vertel van Biskop Kirill met 2 L'e. Biskop Kirill is die metropolitaan van die Bulgaarse kerk tydens die Tweede Wêreldoorlog. Die Tweede Wêreldoorlog begin met Bulgarië aan die kant van die Duitsers, en op 'n vreemde manier het dit vir hulle Jode beskerming gegee. Die Jode uit ander lande is weggevoer na die doodskampe toe, maar die Jode in lande wat vennote was, of in die alliansie was met die Duitsers, is vir 'n tyd gespaar. Maar soos wat die oorlog begin draai, kom die opdrag uiteindelik in die begin van 1943, dat ook die Jode in Bulgarië weggevoer moet word. En hulle na kampe gestuur moet word, en die kampe wat hulle na gestuur word, is na raming ongeveer 840.000 Jode dood, die spesifieke kampe, wat vir hulle een kant toe gesit is. En die Jode word in mekaar gelaai, en die eerste besending van 8400 Jode word op 'n trein gelaai, en Biskop Kirill hoor hiervan. En hy besluit nie in Bulgarië. En hy begin briewe skryf aan mense, en hy begin, daar was nog 'n koning ook gewees, op hom druk plaas, en hy sê, in die briewe sê die ortodokse kerk van Bulgarië aan die streeksowerhede, as hulle hierdie ding doen, sal hulle volledige respek vir hulle verloor, en hulle sal geen ordonnansie meer van ooit gehoorsaam het. Daar sal burgerlike gehoorsaamheid oral wees. En dan hoor Kirill dat die Jode by 'n treinstasie mekaar gemaak is, en dat die eerste besending, en dat hulle leiers in 'n skool is, daar mekaar gehou. Hy is op 'n massiewe ou, amper 2 meter lank, sigaar rokende biskop, en hy is met sy hele gewaad so toe, en hy sê vir die Duitsers, hy wil met hierdie leiers praat, en hy sê vir my, kan nie, en hy klim oor die heining. Ondanks die Duitsers se poging om te keer. En toe hy aan die kant die heining kom, en die Joodse leiers omraam, toe lees hy vir hulle voor uit Rut. Hy lees vir hulle Rut 1:16 tot 17, maar Rut het geantwoord, moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan nie, en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan, waar u bly, sal ek bly, u volk is my volk, u God is my God, waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Ek lê eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. En van die priesters lê op die spoorlyne, ander klim op die waans, en hy weier om die Jode te verlaat. Soveel so, dat die Duitsers uiteindelik die opdrag gee, dat hulle van die treine afgelaai moet word. Uiteindelik is Bulgarië die enigste land in Europa, wat nie 'n enkele Jood in 'n strafkamp verloor. Doodgewoon omdat Kirill en die Christene van Bulgarië gesê het, hierdie ding is 'n absolute manifestasie van die boosheid, en ons sal dit nie toelaat op ons wag. Na die oorlog het die kommuniste eintlik die ding vir hulle self toegeëien, en is eers na die val van kommunisme wat die kerk eintlik die erkenning hiervoor gekry het, en hierdie is nou ongelooflik klein, maar het gegaan, nie dat se jaar hierdie was nie, het hulle hierdie gaan aanbring by die skool, waar Kirill gepraat het met die Joodse leiers, en dan het hulle die teks wat hy gelees het, en dan sê die inskripsie iets in die lyn van, weet in 'n tyd toe Europa in die greep van boosheid was, het Kirill en die kerk van Bulgarië by die Jode gestaan. 'n Tyd van absolute donkerte en boosheid. En dan eindig dit met 'n enkele sin wat sê, we bow to this memory. We bow to this memory. Vriende, wanneer ons werklik glo dat ons geregverdig verklaar is deur God, wanneer ons werklik glo dat ons diepste hoop is lewe na die dood, dat God ons sal nuut maak soos wat Christus nuut was, dat as hy aarde sal nuut maak, dan leef ons nou anders. En ons glo dat dit moontlik is. Ons glo nie ons sal nooit sonde doen of verkeerde doen nie, dit is mos nou so. Maar dit gaan nie ons verstek opsie wees nie. Ons gaan leef volgens die spelreëls van die koninkryk van God en nie die spelreëls van hierdie wêreld. En wat dit gebeur, verander die wêreld.
verander die wêreld. Ek wil julle uitnooi om 2 na mekaar te draai, of 3 na mekaar te draai, en as jy die vermoedigheid het, saam harte bid, so nie, draai net na mekaar toe en bid by jouself, maar kom ons raak stil voor die Here, en ons dink daaroor wat dit beteken om geregverdig verklaar te wees, om reeds te gesterf het vir die sonde, en vir die ou mens, en vir ons sondige natuur, en om 'n vrygemaakte te wees, wat ons self tot beskikking van God kan stel. So kom ons draai na mekaar toe, en dan gee ek julle kans om saam te bid, of net in stilte saam te bid. Here, wanneer ons voor U stil raak vanaand, dan is dit as 'n Pinksterkerk. Here, 'n kerk wat oor wie U Gees uitgestort is, aan wie U genadegawes gee, Here, in die gawes van U Gees, maar ook aan mense wat genadegawes is. Here, dankie dat U Gees ons een liggaam maak met baie verskillende dele, maar Here, dat ons almal dieselfde aansien in U oë het. En daarom bid ons nou, Here, wanneer ons nog die lewe gegee word, soos ons dit ken, dat ons sal leef soos nuutgemaakte mense. Here, mense wat vrygemaak is van die sonde, van die slawerny daarvan. Ja, Here, dat ons reeds eintlik klaar is met die dood. En Here, mag die manier waarop ons leef, Here, vir mense tekens wees van U inbrekende koninkryk in hierdie wêreld. Here, mag dit vir hulle tekens van hoop wees dat U hierdie wêreld nie afskryf nie, maar dat U hierdie wêreld sal vernuwe. En daarom bid ons, Here, dat ons eers 'n tekens daarvan sal wees, dat ons 'n lig sal wees wat inbreek in hierdie wêreld. Here, wat die krag van die evangelie vir hierdie wêreld sal toon. Amen.